Gaan dit goed met julle? Kan ek net hande sien as jy so vir my kan maak? As iemand nie sy hand of haar hand opsteek nie, gee hom 'n soen, haar 'n soen. As dit jou man of jou vrou is, of jou kind is. Anders te bly weg. Daar sê, lekker, lekker. Ons is in die maand van Mei en so met Hemelvaart, saam met Hemelvaart, daarna is ons lief daarvoor om oor die Heilige Gees spesifiek te preek. En ek glo jy gaan vanoggend ook jou hart oopmaak en dat die Heilige Gees jou ook gaan help om net iets in jou hart te beleef van wie is die Heilige Gees. Nou vanoggend praat ek die kamermaat, my kamermaat, die Heilige Gees. Nou almal van ons het nie noodwendig 'n lekker gedagte van 'n kamermaat nie. Want baie keer is 'n kamermaat, ek praat nie van jou man of jou vrou nie, jy moet vir haar lief wees. Jy moet vir hom lief wees. Ek praat van daai oom wat jy op 'n kamp mee gaan en dan snork hy. Het julle dit al beleef? It's that dreaded moment. Jy kies voor die tyd, met wie gaan jy in die kamer saam slaap, want jy wil nie daai oom hoor snork nie. Ken julle, wie van julle het al 'n goeie kamermaat gehad? Kan ek gou sien? En 'n bad kamermaat, kan ek gou sien? Okay, ja. Ek onthou een jaar, lank gelede, so julle moet afleidings probeer maak nie. Is ons op 'n kamp, en ek loop in hierdie man se kamer in. Maar sy klere van die hele week gooi hy net so in 'n hoek in. Dis so hoog. Ek sê vir hom, meneer, wat maak jy? Die ander man in sy kamer het alles mooi netjies weggepak, alles is pragtig, klinies, skoon, netjies, reg. Ek vat so ou enige tyd vir 'n kamermaat. Maar, nou ja, dit is hoe dit is. Maar die Heilige Gees is 'n kamermaat, nog beter as jou man, nog beter as jou vrou. Wanneer die Heilige Gees instap, dan is hy hierdie een wat onstuitbaar is. Hierdie Heilige Gees, hierdie persoon wat instap en hy kom spreek goed aan, hy kom maak goed in jou gees los. Daar's 'n rustigheid, daar's 'n kalmte, want dis die Heilige Gees wat kom instap het in jou kamer. Ek wil jou na daai plek toe nooi dat jy die Heilige Gees op so 'n intieme manier sal beleef, so anderste manier sal beleef, 'n vars manier, 'n nuwe manier, dat jy vir jouself kan sê, ek wil nooit weer anderste as om die Heilige Gees op so 'n manier te kan beleef nie. Nou, ons weet van die God die Vader, sy Seun en die Heilige Gees, en dan verstaan ons ook dat die woord sê, die Heilige Gees is al mooi goed wat losgemaak word in ons harte, en hy bly, hy's hier, hy's met ons, maar dis die een wat ons die minste van praat. Ons praat die minste van die Heilige Gees, en ons verwys die minste na die Heilige Gees. So, as hy jou kamermaat is, as hy die een is wat nou by jou bly en woon en in jou is, dan surely moet jy vir jouself kan sê vanoggend, ek moet meer oor die Heilige Gees kan praat. Ek moet meer met hom kan praat. Ek moet meer van hom kan praat. Maar ons mis uit op dit wat die Heilige Gees regtig in ons lewe wil doen. So die disippels het 'n rooi kring rapport oomblik beleef. Nou kan ek gou vra, wie van julle het al 'n rooi kring op jou rapport gehad? Jy gaan nie jou hand opsteek nie. Maar wie van julle weet hoe lyk 'n rooi kring op 'n rapport? Dis dreaded, hè? Ek het al 'n rooi kring op my rapport gehad. Ek het altyd vir myself gesê, dit kan nie wees nie. Hoe het jy dit gepluk? Hoe op aarde het jy dit reg gekry? En ek dink nie, ek is nou so slim nie. Ek dink net, dis kind of, totdat jy Grieks en Hebreëus swat, papa. Wie van julle het al Grieks probeer lees? Ja, ek het dit gewaag, 36 jaar terug, toe steek ek my hand op. Nou wie van julle onthou die internet op daai stadium, hy het so gemaak, wie kan julle dit onthou? Ja, dis waar internet begin het, jong mense, as jy nou vir ons lag. En ek steek my hand op en ek sê, prof, is dit regtig nodig dat ons hierdie Grieks moet leer? Want ons het die internet. En hy sê vir my, gaan uit my klas uit. En ons het in ons klas het ons 'n kandidaat gehad wat nooit goed gedoen het nie. So, jou punte was vir almal gewys. Die teologiese fakulteit het jou punte gewys vir almal, papa.
En as jy so van die tweede vloer afkom, dan is ons punte so teen die muur opgesit en die kandidaat onder my op die alfabetslys, hy het altyd 'n rooi kring gehad. So as jy nou afstap, dan probeer jy oë nou so half met 'n verkyker kyk, Here asseblief help my net, dit is net nie ek nie. Tot eendag toe pluk ek Grieks. En dit was my verskriklik. Dit was 'n rooi kring op my rapport. Ek het seker gemaak ek het Grieks en Hebreëus geslaag. Maar as daai ding wat jy net in jou hart vrees dat dit net nooit met jou moet gebeur nie. En as dit met jou gebeur, werk harder, jy gaan daarby uitkom. Ek weet jy kan dit doen. Maar stel jy nou gou voor, jy was een van die 12 disippels, 'n rooi kring rapport. Stel jouself voor, jy was op 'n plek waar jy iets beleef het van wat hierdie disippels beleef het. Nou, net om jou in die sirkel in te trek, al hoe jy regtig dit in jou eie lewe prakties kan maak, is om 'n stappie in die lewe van 'n disipel in te neem en te sê, ek wil probeer insien wat hulle beleef het, wat hulle gesien het, wat hulle gedoen het. En vir 3 jaar lank stap hierdie disipels saam met Jesus, vir 3 jaar lank sien hulle wonderwerke, hulle sien goed gebeur, hoe 'n blinde man genees word, hoe 'n skare van 5000 mense kos kry, hoe 'n ouetjie se kos gevat word, wat hy na sy ma toe moet vat, en Jesus vat die kos, hy bid oor dit word net meer. Hulle ervaar hoe iemand wat in 'n graf lê, die woord sê, hy het al geruik, hoe Jesus sê, Lazarus, come forth. Is dit nie amazing nie? Hulle reken as Jesus daar sou sê, staan op, so die hele doodryk opgestaan het. Dis spesifiek hoekom Jesus gesê het, Lazarus. En nou was jy daar. Jy het dit beleef. En dan op 'n dag sê Jesus in Johannes 14, lees ons baie mooi daarvan, sê ek gaan van julle af weg en nie so ongemaklikheid onder ons. Ons begin ewe skielik vra, maar waar is nou toe is Jesus? Hoekom gaan hy weg? Hoekom los hy ons? Ons wil nie hy moet weggaan nie. En in Handelinge 1 vers 4 sê Jesus, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op wat die Vader julle beloof het. Jesus sê nie, gaan nie, Jesus sê, wag. Nou kan ek gou vra, wie van julle het 'n hastige temperament? Kan ek gou sien? Hey, daar's 'n paar eerlikes, waai so. Dis great om hastig te wees. Dis lekker om hastig te wees. Ek is so. As ek in 'n droom of van 'n plan dink, dan sê Bram vir my, ag, Dion asseblief, net stadiger. Hulle sê as Petrus aan die een kant van 'n stad ingekom het, dan aan die ander kant van die stad die mense hom gehoor. Hy was 'n loudmouth. In Afrikaans julle het dit gesê, groot bek. Hy was 'n groot bek. Hy was 'n ou regte groot mond gewees. En Petrus hoor Jesus sê, wag. Dink jy Petrus het gewag? Petrus dink onmiddellik by homself, ek wag. Ek kan nie wag nie. Ek is soos 'n weeheid. Ek is opgestart. Ek is opgesaai. Dit wat Jesus gedoen het, dit wil ek nou gaan doen. Ek wil uitgaan. Ek wil in die veld wees. Ek wil vir mense gaan bid dat hulle tot bekering kom en duiwels uitdryf en die wêreld regmaak. Ek weet as jy so klaar is met teologie geswat, dan stap jy so in die kerk en jy sê, I'm the man of hour, I'm the man of power. Ek gaan hierdie hele wêreld wen vir Jesus. Kom jy agter, dit werk nie so maklik nie. Petrus was daar. Hy sê, wel ek het nog laas jaar op water geloop, wat wag julle, kom ons gaan. So hulle wag eintlik nie. Hulle is in die oppervertrek en Jesus verskyn na sy opstanding. Want Jesus het vir hulle gesê, wag. Jesus het dit duidelik gemaak, daar gaan 'n oomblik wees wat ek my Heilige Gees gaan uitstort. En nou kan jy vir jouself sê, okay, daar was 'n wag, maar daar was nie werklike wag nie, want toe hierdie oomblik verbygaan, toe kyk hierso. Toe hierdie oomblik verbygaan, wat hulle Jesus ontmoet, en Jesus breek die brood en hy breek die wyn en die Heilige Gees verskyn en die Heilige Gees is deel van hulle, toe skatter hulle uit mekaar uit. Dis die rooi kaart oomblik van die disippels. Toe gaan vang hulle weer vis. Toe gaan hulle terug na wat hulle geken het. Petrus onder andere. Die woord sê in Johannes 21 vers 7, verskillende vertalings, maar een vertaling sê spesifiek, hy het naak vis gevang. Yo, dis baie very scary.
En ek is baie ongemaklik. 'n Ander woord sê daarom, 'n ander vertaling sê, hy het daarom sy onderkleed aangehad. Maar nog steeds, jy vang nie vis in jou onderbroek nie, asseblief, help my. Trek net iets aan. Maar, hulle het tot gestry oor wie is die grootste van ons. Daar's 'n ongemaklike scenario wat begin te afspeel het, die oomblik toe Jesus uit hulle midde uit is. Hier is my punt. Sonder die Heilige Gees was die disippels eintlik in 'n gemors. Hulle het eintlik uitgerafel dat wat goed begin te gebeur, net so. Want Jesus, die Heilige Jesus was nie daar nie. En hoe langer jy drift, hoe moeiliker word dit om weer terug te kom vir Jesus. Ek sê altyd, dis net jou 2 vingers wat jy lig. Jy laat hier 'n sentimeter toe, maar oor 'n jaar het die sentimeter na so wye plek toe gegroei, dat jy totaal en al mis om in 'n verhouding met God te wees. 'n Verhouding met die Heilige Gees te wees, want jy het net begin te drift. Hierdie disippels was opgelei, hulle was bekwam, hulle het gesien, hulle het beleef hoe Jesus alles doen, maar hulle was kragloos geweest. Johannes 16 vers 7 sê, tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Die ander vertaling sê trooster, die Engelse vertaling sê your advocate, die Heilige Gees sal nie by julle woon nie. Wag bietjie, hoe is dit goed dat Jesus van ons al weggaan? Want jy sien, die oomblik as Jesus daar was en daar's 'n blinde man, wie moes vir die blinde man bid? Die disippels of Jesus? Die oomblik toe daar broodjies vermeerder moet word, wie moes die broodjies vermeerder? Jesus of die disippels? Jesus. Die oomblik toe Lazarus uit die dood uit geruk word, wie moes dit doen? Jesus of die disippels? Solank as wat jy net 'n volgeling bly van Jesus, staan jy eintlik altyd net so 'n paar tree terug, en jy's besig om net die hele tyd vir jouself te sê, Jesus sal die werk doen. Die oomblik wanneer jy in iemand se skaduwee bly beweeg, dan sê jy vir jouself, dis okay, hy sal dit doen, ek kan eintlik maar net so 'n bietjie terug staan. En Jesus het dit gesien, hy het dit geweet, hy het dit agtergekom en hy sê vir hulle, ek gaan die Vader bid en hy gaan vir julle die trooster, die voorspraak, die Heilige Gees gee. Maar wanneer die Gees van God in jou is, dan is jy nie meer net 'n volgeling nie, dan is jy 'n getuie van Jesus. Dan is daar goed wat in jou lewe begin te gebeur. Dan as ander wil praat, dan maak jy hulle amper stil en sê, wag, ek wil ook praat, ek wil ook vertel van wat Jesus vir my gedoen het. Hallo? As daar iets is om te gebeur, dan sê, wag, ek wil eers wees om te bid. Kan ek bid, want ek wil sien wat God gaan doen. Hallo? As daar 'n geesverandering in jou lewe gekom het, then you can't shut up. Dan is daar iets wat in jou lewe sê, I've got to shout it out what Jesus has done for me. Ja, is 'n vrot hande klap, maar ek vat dit. Ja. Op hulle eie, hierdie disippels het hulle Jesus verloon. Petrus het weggehardloop. Hy het weggekruip, as slavin het hom herken en gesê, jy's een van hulle. Jy's een van hulle. Hy sê, ek ken hom nie. Hy het met vloektaal het hy gereageer en Jesus deny. Matteus 17 vers 16 sê, hulle kon nie eens 'n demoon uitdryf nie. Maar met die Gees? Met die Heilige Gees? Oh, I love it. Sê gou vir iemand langs jou, kan jy net die Heilige Gees innooi? Nee, maar nie het sê nie. Maar as die Heilige Gees, die oomblik as die Heilige Gees jou roem uit word, dan staan Petrus op en hy begin te preek op Pinksterdag. En dan kom 3 siele tot bekering. Nee, 3000 mense kom tot bekering. Ja, kan jy dink, 3000 mense, gee hulle harte vir Jesus. Ek roep en dou na daai plek toe wat ons sal sê, we see the souls coming in for Jesus. Kan jy hande klap vir Here gee? I see it in my spirit. Because one man stood up for Jesus, he was filled with the Holy Spirit. Paulus gaan en hy plant kerke reg oor die koninkryk van die Romeine. Hy plant net kerke en hy plant net kerke, want Jesus is besig om dinge in sy gees los te maak. Derde voorbeeld is Stefanus. Dan ek gaan sien, wie van julle was al geoffend gewees? Wie van julle is al gespoeg? Wie van julle was al met 'n klip gegooi? Wie van julle het al 'n vinger gekry uit 'n kar uit? So 'n vinger.
Nou die dag is daar so 'n Kempton Park dametjie. En sy gooi vir my so 'n ou vingertjie. Ek dog, wag, ek het ook vingers. 1 2 3 5. En dan gooi vir my ook vir my vingers ook. Baie so maar. Glenda sê, "Sak jou hand lief en dit herken sy jou." Stefanus sal op pad om hom dood te gooi met klippe. As die eerste klip net op jou hand tref, dan gaan einde wees. Hy spreek hulle vry voordat hulle hom doodmaak. How's that for love? How's that for the Holy Spirit to control of my life? Hoe's dit om te sê, daar het 'n verandering in my lewe gekom? Die verskil was nie moeite nie, julle. Niks gebeur in moeite wanneer ek iets doen deur die Heilige Gees nie. Die verskil was, die Heilige Gees het in hulle kom leef. Die meeste van ons leef, wil jy met hierna luister, die meeste van ons leef, soos die disippels voor Pinkster. Sê maar eina. Ons sê die Bybel, ons het goeie bedoelings, ons gaan kerk toe, maar ons loop op 'n leë tank en ons wonder hoekom ons so vinnig dit verloor met ons kinders. Of as ons net aanhou vasval in sonde, goed wat ons net vashou, of ons is geestelik net droog, ek het net nie kapasiteit nie. Ons het nie meer inligting nodig nie, ons het nie 'n show nodig nie, ons het nodig om te sê, Heilige Gees, my kamermaat, kom stap in my lewe. Kan ek gou 'n hand sien wat net iemand wil sê, Heilige Gees, ek nooi u, kom stap in my kamer in. Ek wil jou vinnig wys van 4 gewone voorbeelde hoe die Heilige Gees eintlik elke dag in 'n kind van God se lewe wil wees. Die eerste een is die backspace knoppie. Wie van julle het al 'n WhatsApp gekry? En as jy die WhatsApp kry en jy lees hom, dan sal sulke woede oomblikke wat so in jou maag rond soos 'n butterfly opstaan. Kan ek gou eerlike hande sien? Raak julle ook partykeer kwaad? En dan vat jy jou foon en met die mees poëtiese manier wat uit jou uitkom, wat jy uit graad 8 en graad 10 en graad 12 geleer het, begin jy in die grootste sarkasme vir iemand 'n WhatsApp terugstuur. Kan ek net sien, doen julle dit? Is dit al met jou gebeur? En dan vlieg jou hand so na die sendknoppie toe, en dan wil jy daai skerm druk dat hy kraak, want ek sal vir jou wys. En net so voor jy hom druk, dan is die Heilige Gees wat so op jou skouer kom spring sê, don't do it, please don't do it. En dan vat jy jou hand so weg. Kan ek gou sien, is daar mense met wie dit al gebeur het? Ja, dis nie 'n donderende stem waarin die Heilige Gees kom nie. Johannes 16 vers 8 sê, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Hy beskuldig jou nie, hy oortuig jou. Dis wat die Heilige Gees doen. Die grootste verskil is, skande sê sleg. Die vyand kom, die duiwel kom en hy sê jou sleg. Wanneer die Heilige Gees in jou lewe inkom en sê, hey, jy's my kind, jy kan nie so optree nie. Daar's 'n verskil wat in my lewe gebeur. Wat doen jy? Jy vat daai backspace, daai delete knoppie, en jy druk hom, en jy stuur vir hulle so 'n ou dom emoji. Weet ek dit? Ek het al gesien my vrou doen dit. Dis nie waarheid nie. Of as jy in die kar ry, en jy kan dit nie hanteer dat iemand stadig ry nie. Julle, ek ry nou die dag saam met iemand, hy kom by 'n 4-rigting stopstraat, ek ry in sy mooi bakkie saam met hom, nou stop ons by die 4-rigting hier by Snykerhout, en dit is 3, 4, 5 geleenthede terug, klaar sy beurt gewees. Ek sit in daai bakkie, ek wil net by my bestemming uitkom, ek wil net aangaan. Hy sit, hy chat, hy praat, hy's rustig. Die mense agter toet vir hom. Hy wys niks vingers, niks. Hy chat met my. Hy's so in 'n lekker spasie. Ek kyk so en ek sê, ag Here, kan ek net soos Braam wees? Klap sommer vir hom hande. Ek het lank al op my hoeder geklim. Sê, move, boet. Dis 7 minute terug jou geleentheid gewees. En ja, maar die Gees, hy los dit. Don't do that. Die GPS word geherkalibreer. Jare terug is ek in 'n dorp en daar's 'n Maluti dieseldienste. Ja, hulle
dienspompe wat daar inkom, 'n dieselpomp, as hy inkom, maak hy so klak, 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 klak. Jy kan nie praat, jy skreeu vir mekaar, net om mekaar te hoor. Hulle het sulke e-muffs wat hulle dra. As jy daar wegloop, stink jy van die olie in die diesel en al die goede. Maar dit was lekker om by hulle te kuier. En as daai dieselpomp ingestel is, dan gaan daai klak, klak, dan gaan dit so na tik, 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 soos 'n splinternuwe voertuig. Partykeer moet ons net 'n bietjie geherkalibreer word, dat ons kan agterkom, dis die Heilige Gees wat net wil instap en wil sê, kom ons kry net hierdie klatter, hierdie geraas uit jou uit. As jy die kamermaat toelaat en hy stap in, die Heilige Gees wat wil 'n bedaring bring in jou gees, en jy sê, ag Heilige Gees, you are so welcome. Ek sit eendag op my sitkamerbank, sit so lekker rustig uitgestrek voete, so in die lug, en ek spring op, Glenna noem my, ek sê baie keer ek moet wikkel, sy noem my Willem Wikkelspies. William Shakespeare, jy sê dit vir niemand nie. Sy sê, waarom wil jy nou weer wikkel? Ek sê, ek wil nou vir oom Cliffy gaan bid. Sy sê, vir oom Cliffy, wat wil jy nou by oom Cliffy gaan? Ek sê, dat die Heilige Gees het nou vir my gesê. Partykeer kom die Heilige Gees en hy het net so inspraak op jou dagboek. So ek dink aan iemand. Ek stuur 'n week of wat terug vir iemand 'n boodskap en ek sê, ag julle is net vanoggend op my hart toe ek vir hulle bid en ek stuur vir hulle boodskap, die man en die vrou stuur vir my so lank boodskap terug, net om te sê, pastoor, dankie, verstaan nie. Ons het God nodig gehad. Ek kom by hom Cliffy uit. Julle, sy voet staan soos 'n pofadder geswel. En hy het die verbande daar, nou begin hy vir my afdraai. Ek sê, oom Cliffy is okay, ek wil nie kyk nie, ek glo oom met my hele hart. Nee, pastoor, jy moet kyk. Nou, ek het baie liefde vir oom Cliffy gehad. Onthou julle die ou bruin R1 noot? As jy ouer is as 30, sal jy dit onthou. Okay, so oom Cliffy het R1 gegee. Daai jare moes die AG's hulle grond koop. Hulle was nie so ander kerke wat by die regering het gekry het nie. En oom Cliffy het R1 noot, het ek vir hom gaan gee eendag, net om hom te eer oor die feit dat hy 'n stigterslid was van daai gemeente. Ek kom hier by hom aan, en sy voet is sleg. Ek praat met hom oor Jesus, ek sê, oom Cliffy, is jy nog reg met Jesus? Hy sê, pastoor, ek kan nie wag om na Jesus toe te gaan nie. Ek sê, wel oom, ek kan nie wag dat jy by die dokter uitkom nie. Dis die maandag aand, dinsdagoggend sê by die dokter, dinsdag aand opereer hulle hom, woensdagoggend kom die familie, donderdagoggend is hy in 'n koma, vrydagoggend sterf hy aan septosemia. Maar ek weet oom Cliffy is by Jesus. Ek was maandag daar. Partykeer stap die Heilige Gees in en hy kalibreer waarmee hy besig is. Romeine 8 vers 14 sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Miskien hou jy daarvan om te skinder. Dan stap die Heilige Gees en dan sê hy, moenie. It's not right. Praat oor iets anderste. Of jy is dalk besig met verkeerde planne. Die Heilige Gees skree nie vir jou nie. Hy kom praat met jou. Dis hy wat vir jou krag kom gee. Wanneer jy moeg is, wanneer jy mat is, wanneer jy sat is. Het jy al gehoor iemand sê ek is moeg? Ek is siek en sat. Ek praat nie van 'n ma en 'n pa wat ras met hulle kinders nie. Ek praat van wanneer jy net voel, Here, I can't take it anymore. Dan is die Heilige Gees wat wil instap en vir jou wil sê, ek gee vir jou nuwe krag. Ek kom lig jou op. Ek praat met 'n topsielkundige en sy sê vir my, as twee goed wat uitstaan by mense. Sy sê die eerste een is, mense is moeg. Sy sê die tweede een is, mense het hoop verloor. En ek staan so in gesels met haar en ek sê vir haar, en wat sê jy, wat moet gebeur? En sy het 'n lang sielkundige antwoord. En in my hart sê ek, die Heilige Gees is die een wat jou nuwe hoop gee. Hy is die een wat kom instap en hy is die een wat alles kom verander. Jesaja 40:31, worship team, sê asseblief opkom, sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Luister, as jy op die Here wag, dan kan jy nie 'n papbattery hê nie. As jy op die Here wag, dan kry jy nuwe krag. Jy staan op, jy maak kos, jou kos is lekkerder. Glo jy my? Jy's 'n nicer mens, jy's vriendelik, jy is so kalm soos 'n psalm.
Waar kom dit vandaan? Nie van jou self of nie. Dis gewerk, is geskep deur die Heilige Gees. Is iets wat in jou lewe gebeur, die kamermaat is daar. Handelinge 1:8 sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Daardie krag is nie net vir wonderwerke en groot goed wat gebeur, dis ook vir jou alledaags, vir daai energie om te kan sê, Here, ek het selfbeheersing, as ek voel my kleuter skryf teen die muur in die badkamer, dat ek hom of haar kan lief hê met my hele hart. Dis 'n selfbeheersing wat sê, ag Here, dankie dat ek weet, as my tiener nog een keer vir my sê, ek weet. Kan jy net sien, julle ook sulke slim kinders. Ek het ontdek toe my kinders tieners was. Ek het ontdek, 15, 16. Toe sê ek eendag vir Glenda, gee my 'n high five. Ek sê, ek en jy is briljante ouers. Ons het dit reg gekry om ons kinders op 16 alles te leer. Hulle weet alles van die lewe af. Nee man, miskien hardloop jy vandag op empty. Julle kan vir my begin te speel. Maar die Heilige Gees, jou kamermaat, wil vir jou daai tweede asem gee, wat jy net vandag kan sê, Here, ek kan aangaan. Ek wil weer aangaan. Ek sien weer kans. En dis wat God van jou vra. Wanneer die Heilige Gees, of omdat die Heilige Gees instap, dan stap hy in en hy sê net, come on man, I can change everything, anything. Die vrug van die Heilige Gees, sê Galasiërs 5:22, is liefde en blydskap, vrede, lankmoedigheid, geduld, nuwe Afrikaans, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Hy sê, die Gees gee jou nie net krag nie, hy gee jou sy hart. Hy maak jou sag waar die wêreld jou hart gemaak het. Hy leer jou om selfs weer jammer te kan sê. Kan ek gou sien, wie van julle het al met jou vrou beklei? Kan ek gou net 'n eerlike hand sien? Ok, is net 7 mans. Wat het vrou het al met hulle man beklei? Kan ek gou dit sien? Ok, dis 900 hande. Ek het nou dag met my vrou beklei. Julle, ek het so sleg gevoel. En ek het haar 'n drukkie gegee en gesê, ek is verskriklik jammer, my liefie. Weet jy, as iets wat gebeur wanneer jy op 'n plek is waar die sagtheid van die Heilige Gees in jou instap. En die sagtheid van God se Gees maak dat jy weer 'n veranderende mens is. Ek roep 'n kerk uit vanoggend wat nie sê ons is besig met 'n show nie. Don't show me you know Jesus. Tell me, show me. Love Jesus, love the Holy Spirit. En kom by 'n plek uit waar hy regtig kan sê, die Heilige Gees is deel van my lewe. Dankie vir een yes. Maar ek bid dat ons weer daai sagtheid sal hê van die Heilige Gees. Want as jy hom ignoreer, die Heilige Gees, wil ek vir jou vandag sê, werk nie altyd in 'n brandende braambos nie. Partykeer werk die Heilige Gees net in jou hart, dat jy goed moet doen, dat jy moet op 'n plek wees waar jy sê, Here, elke dag in my lewe, nooi ek in, Heilige Gees elke dag. Ons hou nie Pinkster omdat Pinkster die Heilige Gees net een keer in 'n jaar is nie. Jy is Pinkster. Kan ek dit nog 'n keer sê? Ons hou nie Pinksterdienste vir een keer in 'n jaar nie. Jy is Pinkster. Jy het die Heilige Gees van God in jou. Ek wil vir jou vandag vra, leef dan soos iemand met die Heilige Gees wat in jou is. Jy gaan nie kan wag vir die oomblik om te sê, ek wil sien hoe God 'n wonderwerk doen. Ek wil sien hoe God die onmoontlike kom doen. Hoekom? Want jy weet, die Heilige Gees is besig om die onmoontlike moontlik te maak. Amen. Dis wanneer die Heilige Gees instap. En die Heilige Gees sê vir jou man, gee, saai, gee, bless iemand. Dan is dit nie 'n vraag van Here, moet ek, wil ek, gaan ek, sal ek, en Here, my eie handsak, my eie beursie. Here, ek wil eerder dit vir my kind gee en sê, God, doen dit. Hoekom? Want dit is die Heilige Gees wat in jou werk. As die Heilige Gees vir jou sê, gaan ry na iemand en bel hulle, bid vir hulle, gaan doen dit iets, dan doen jy dit, because you are filled with the Spirit of God.